Goeiemôre geliefde familie en vriende, gee my net eers vanoggend die geleentheid om namens myself sowel as die Nederheidshervormde gemeente Lichtenburg ons innig meegevoel met u as familie te betuig na die afsterwe van Tannie Ella. Sy was vir klomp jare 'n lidmaat van ons gemeente gewees, geliefd gewees en ons harte treur saam met julle vandag oor haar verlies. Mag die Here julle vertroos, mag hy julle bystaan en mag hy julle ook bemoedig, nie net vandag nie, maar ook in die dae wat kom. Geliefde broers en susters, kom ons staan vanoggend vir die uitspreek van die seën. Ons kyk in hierdie hartseer en mistroostige tye op na die berge en dan wonder ons baie keer, waar sal daar vir ons hulp en vertroosting vandaan kom? Maar vanoggend, hier in die huis van die Here, kom sê die Here vir ons, dat julle hulp, julle vertroosting en die bemoediging wat julle elke dag gaan nodig het, kom van my, wat hemel en aarde gemaak het. Geliefde familie en vriende, genade en vrede vir u, van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. U mag wel weer die plek hê. Broers en susters, die familie het ook gevra op hierdie hartseer dag waaronder u vandag by mekaar is. Sy tog hulle wens dat ons iets sal sing van die grootheid van God, die ingryping van God in ons as mense se lewens, veral wanneer die dood oor ons pad kom. Want die dood is nie vir ons die einde nie. Die dood is gewoon vir ons die begin van die heerlike ewige lewe saam met God. Ons bly oorwinnaars saam met die Here Jesus Christus. En van daardie oorwinning sing ons dan wanneer ons die oorwinningslied van 57 vers 1 tot 3 gaan saam sing soos dit gedruk is in die blaadjie daar. Ek wil nou maar verskoon vanoggend, die orgel het ewe skielik begin vashak vir een of ander rede, ek weet nie hoekom nie. Maar nietemin, ons gaan dit sing, as hy dan vashak, dan gaan ons net aan. Ek dink dit is 'n redelike bekende lied en ons behoort dan daardie lied verder te kan sing. Kom ons staan en dan sing ons die oorwinningslied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, die liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas pasuine slaan op drone en kom dans oor God se hoë. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Dankie, mag op hierdie plek hê. Geliefde broers en susters, ons lees vandag saam met die woord van die Here in die Nuwe Testament en die Evangelie, soos wat Matteus dit vir ons weergee. Ons gaan daar uit hoofstuk 5 uitlees van vers 1 af tot by vers 11. Ons skriflesing Matteus 5 van vers 1 af. Daar lees ons, toe Jesus die menigte mense sien, het hy die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het, het hy sy disippels na hom toe laat kom en hy het hulle geleer en gesê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.
Geseënd is die wat tree, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want hulle sal barmhartigheid ontvang. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle hoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Ons lees dit tot sover, geliefde broers en susters. Die profeet Jesaja sê vir ons dat gras verdor, blomme verwelk. Die woord van God bly vir ewig. Terwyl ons net so bly sit, kom ons sluit die bid, dan bid ons saam. Ons driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, ons dankie vir nog 'n dag wat U tot ons lewens toevoeg. Nog 'n dag, Here, waarin ons kan leef tot eer en verheerliking van U groot en U heilige naam. Nog 'n dag, Here, waarin ons kan beleef en ervaar dat ons geseënd is, want ons leef hierdie aarde, hierdie brede wêreld in U teenwoordigheid. Ons dank U, Here, dat U teenwoordigheid ons elke dag omvou, ons elke dag versorg, ons daagliks beskerm teen die gevare in die wêreld daar buite. Ons dank U, Here, dat ons elke dag afhanklik van U mag wees. Selfs, Here, wanneer dinge in ons lewens gebeur, wanneer ons omstandighede beleef, wat vir ons hartseer is. Tye soos hierdie, waar ons afskeid neem van 'n geliefde moeder, geliefde ouma, geliefde ouma grootjie. Here, die seer lê vlak in ons gemoed. Die trane lê vlak in ons oë. Maar daarom kom ons vandag na U toe. U, Here, wat die almagtige God is. U, Here, wat die God is wat verandering daagliks, nie net in die wêreld nie, maar so ook in mense se lewens laat gebeur. Ons kom na U toe, Here, en kom soek blydskap, vertroosting en vreugde in U. Ons bid in die besonder vandag vir Tannie Ella se familie. Here, ons gebed is dat U hulle in U troue Vaderhande sal toevang, sal omvang, dat U hulle sal dra in hierdie hartseer, moeilike tyd. En nie net vandag nie, Here, maar so ook in die dae wat kom. Want Here, dit is tog maar eie aan ons as mense, dat ons verlang na ons geliefdes, dat ons hulle mis, dat ons weer daardie behoefte in ons binneste het, om nog een keer met hulle te praat, nog een keer saam met hulle te sit, selfs dalk nog net een keer vir hulle te bid. Here, ons gebed is, gee vir ons daardie berusting van U woord uit vandag. Dat U is by ons, en selfs saam met daardie verlange, kom die troos wat U bied. Ons as familie, as vriende van Tannie Ella, word vandag opnuut weer gekonfronteer met daardie werklikheid wat ons almal in die gesig staan, dat nie een van ons vir ewig sal leef nie. U gee vir ons daardie sekerheid, daardie ewige hoop, dat die dood is nie vir ons die einde nie. Die dood is gewoon vir ons die poort na heerlike, ewige lewe, waar honger en dors, waar hartseer nie meer op houvas op ons kan hê nie. Dat hierdie dinge, Here, nie omdat ons dit enigstens verdien, of omdat ons enige meriete aanspraak daarop het nie. Ons kom bly in die naam van Jesus Christus. Amen. Geliefde broers en susters in ons Here Jesus Christus, hierdie gedeelte wat ons vandag saam gelees het in Matteus, staan bekend as die begin van Jesus se bergrede. Hoekom word dit die bergrede genoem? Want Jesus het hierdie preek van hoofstuk 5 tot hoofstuk 7 Matteus gelewer toe hy teen 'n berg gestaan. Daarom noem hulle dit die bergrede. Dit staan 'n bietjie in kontras met die parallel in Lukas hoofstuk 6, waar Lukas eintlik sê, maar Jesus het van die berg afgekom en op 'n gelyke gestaan. Maar waar Jesus gestaan het en hierdie preek gelewer het, maak nie regtig saak nie. Dis die inhoud van hierdie preek wat vir ons van belang is. Hierdie preek wat Jesus gelewer het,
vorm dan ook die grondslag, die basis van sy bediening hier op aarde. En daardie preek wat hy gelewer het, gaan daaroor dat dinge soos jou posisie, jou status in die samelewing, die gesag wat jy het, gesag wat jy dra, of selfs die gesag wat jy afdwing, die geld wat jy het, is hoegenaamd glad nie belangrik in die koninkryk van God. Wat wel belangrik is in die koninkryk van God, en vir God, is dat mense getrou in die Here sal leef. Wat belangrik is vir God, is dat mense gehoorsaam sal wees aan dit wat die Here vir hulle sê. Daarmee sê Jesus eintlik dat dit wat vir die wêreld belangrik is, dit wat die wêreld as normaal aanvaar, is eintlik onbelangrik vir God. Dit wat vir God belangrik is vir die kerk of vir die wêreld eintlik baie keer onverstaanbaar en selfs soms onaanvaarbaar. Dis die tema van Jesus se bergrede. Maar daarmee saam is dit ook die tema van Jesus se bediening hier op aarde gewees. En Jesus begin hierdie preek hier in hoofstuk 5 van Matteus met 'n klomp seëntoeseggings of saligheidsspreuke wat hy hier gee van vers 5 af tot by vers 11 van Matteus 5. Ek gaan nie te familie vriende, iemand dan vanoggend tyd gehad het om 'n bietjie deur die blaadjie te kyk, sal sien dat die allerlei rukkie gelede gewoon 'n gedagte neergeskryf. En hierdie gedagte noem sy die lewe 'n konversie. Die lewe is 'n konversie wat eintlik net te klein is om mense ten volle toe te maak. Wanneer ek die lewe gaan leef en ek wil hierdie konversie oor my kop trek, dan trek my voete oor. As hulle buite, dan kry hulle kou. En veral met hierdie skielike koue wat ons van gister af beleef het, is dit so 'n mooi voorbeeld om dit eintlik te gebruik. Wanneer ek weer my voete wil toemaak en die konversie aftrek, dan is my kop weer oop. Dan kry my gesig weer van voor af kou. En dan skryf sy hierdie pragtige gedagte voor haar, dat ons as mense, wanneer ons die lewe gaan leef, moet leer om ons knie op te trek. Want wanneer ons knie optrek, dan stel ons hierdie konversie in staat om ons heeltemal toe te maak. Nie net ons kop nie, of nie net ons voete nie, maar ons kop en ons voete. En hierdie beskrywing van 'n konversie is eintlik so 'n mooi beskrywing van die saligspreking, of dan nou spesifiek hierdie seëntoeseggings wat Jesus hier in Matteus 5 vers 3 tot 11 gebruik. Dan die Ella het in haar eie gedeelte wat sy geskryf het, self Matteus 5 vers 3 gebruik, waar sy sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. En die woord wat ons hier vertaal het met afhanklik, die oorspronklike Grieks beteken dit letterlik om geestelik of om arm van gees te wees. Dit beteken, dit verwys hier die afhanklik is as mense wat raadloos is. Mense wat moedeloos is, mense wat stikkend is in die lewe, mense wat verward deur hierdie lewe gaan. Maar dit verwys ook na mense wat hulle krag vir elke dag, wat hulle hulp vir elke dag, mense wat die lewe soek, maar dit buite hulle self gaan soek. Hierdie afhanklik is mense soos wat Jesus in sy bergrede sê, elke dag getrou aan die Here lewe. Hierdie afhanklik is mense wat elke dag luister na wat God sê. Hierdie afhanklik is mense wat elke dag onder God se teenwoordigheid in die lewe leef. Hierdie beeld van 'n konversie wat aan die Ella neergeskryf het, beskryf juist God se teenwoordigheid in ons lewens elke dag so mooi. Jy sien geliefde broers en susters, wanneer ons op ons eie probeer staan, lewe in die wêreld waarin ons elke dag leef, dan gaan dit gebeur dat wanneer ons opstaan en ons bene reguit maak, dan trap ons die konversie vas. En dan is ons gesig, ons kop ontbloot aan hierdie wêreld. Dan val ons kop nie meer onder die teenwoordigheid van God. Wanneer ons gesig probeer toemaak en die konversie optrek, maar ons wil op ons eie voete staan, dan is ons voete oop. Dan is ons voete nie onder die teenwoordigheid van God nie.
sê dit so mooi. Buig jou knie. Buig jou knie wanneer jy hierdie teenwoordigheid van God oor jou trek. Daardie knie buig is simbolies van bidden en afhanklik voor die Here gaan staan. Want wanneer ek my knie buig en bidden en afhanklik voor die Here kom staan, dan maak God se teenwoordigheid my ten volle toe. Hierdie deel van die konversie is dan so mooi van toepassing op al die ander seëntoeseggings wat Jesus in Matteus vir ons gee. Ons lees byvoorbeeld hier in vers 5, praat hy van die sagmoediges sal die nuwe aarde ontvang. Hierdie sagmoediges is mense wat omgee vir mekaar, mense wat omgee vir die skepping, mense wat omgee vir die natuur. Dis mense met 'n hart wat warm klop vir ander, maar so ook vir God. En dan sê Jesus, wanneer hulle knie buig, hierdie sagmoediges, dan maak God se teenwoordigheid hulle toe. Dan ontvang hulle die nuwe aarde, wat eintlik 'n mooi beskrywing is van die oorvloed wat God elke dag vir hulle gee. Sagmoediges, mense wat omgee, geniet dit wat God vir hulle gee. Maar wanneer ek self probeer staan, dan trek ek of my kop of my voete oop. Dan ontbloot ek myself aan teleurstellings. Hierdie lewe, hierdie wêreld, waarin ons elke dag leef. Vers 6 praat Jesus hier van mense wat soek na geregtigheid. Die geregtigheid van God natuurlik. Dis mense wat daarna soek om geregtig te wees in die oë van God. En dan sê Jesus hier, hulle wat soek na die geregtigheid van die Here, sal dit vind. Maar wanneer ons in hierdie lewe leef en selfgeregtigheid vir onsself probeer soek, wanneer ons regverdiging vir onsself in hierdie lewe probeer bewerkstellig, dan raak die konversie van God se teenwoordigheid vir ons te klein. Dan ontbloot ons onsself vir die ongeregtigheid van hierdie wêreld waarin ons leef. Vers 7 praat Jesus hier van die vredemakers wat kinders van God genoem sal. God self is die groot vredemaker. Die groot vredemaker se kinders maak self vrede in die wêreld. En almal van ons beleef van tyd tot tyd konfliksituasies. Wanneer ons daardie konfliksituasies self probeer hanteer sonder die teenwoordigheid van God in ons lewens, stel ons onsself bloot aan die wreedheid van mense, stel onsself bloot vir seerkry en vir die vernietiging van verhoudings. Vers 4 van Matteus 5 is eintlik so mooi van toepassing op vandag. Jesus sê hier, geseënd is hulle wat tree, want hulle sal vertroos word. So baie keer beleef ons hartseer in ons lewens. So baie keer treur ons oor verhoudings wat gebroken is. Ons treur oor uitdagings wat ons gewoon net nie kan oorbrug. Of soos vandag, treur ons oor 'n geliefde wat nooit daar is. Wanneer ons hierdie hartseer op ons eie probeer werk, wanneer ons hierdie hartseer op ons eie probeer oorbrug, kom ons te kort. Dan beleef ons steeds en stel ons onsself bloot aan die pyn en die lyding van hartseer. Wanneer ek my knie buig, binne 'n diepe afhanklikheid van God, dan vertroos die Here ons. Geliefde broers en susters, God ontvou ons elke dag met sy teenwoordigheid. Soos wat ons onsself toevou met 'n konversie hierdie wintertyd. God se teenwoordigheid is daardie konversie wat net groot genoeg is wanneer ek my knie buig. God se teenwoordigheid is daardie konversie wat groot genoeg is wanneer ek elke dag bid en in afhanklikheid van hom lewe. Jesus kom sê vir ons hier in Matteus 5 en veral in vers 4, God se teenwoordigheid bring vir ons vertroosting. God se teenwoordigheid bemoedig ons vir die pad vorentoe, wanneer ons tree en wanneer ons hartseer is. Ons gebed vir elkeen van u vandag is, dat die Here se teenwoordigheid vandag vir u vertroosting sal bring. Mag God se teenwoordigheid u bemoedig, ook in die dae wat kom. Mag God se teenwoordigheid vir die vrede, daardie vrede wat ons ontvang, wanneer ons ons knie buig, die afhanklikheid van die Here. Amen.
Geliefde broers en susters, as 'n slotsang eintlik as 'n gebed, sing ons die Onse Vader lied, soos dit ook gedruk is in die blaadjie. Nou ek het gesien jy het uitgegaan en 'n oproep gemaak, dus ek het weer uitgesoek weer. Ons weet. Maar ons ken die Onse Vader. Kom ons staan en dan sing ons die Onse Vader gebed saam met die orgel, solank die orgel ons toelaat, en daarna kan u bly staan vir die uitspreek van die seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees en bly. Amen. Mag ons weer die plek neem. Geliefde broers en susters, ek hou graag die bedankingsbrief van die voor, of die begrafnisbrief van die voor, soos dit gedruk is in die blaadjie. Hier sê hele paar gedeeltes gedruk in die blaadjie, en ek lees dan vir al die een wat onder die skriflese aangebring is, maar Ella, sagte hande waar die ons seerplekke sou beter maak, en hare uit ons oë vee, en die kombers styf om ons lywe sou vou. Werkershande, tafel gedek, groenbootjies in pompoen gesny, heerlike pottesoep gekook het. Dankie maar dat jy altyd daar was, en dat jou hande warm en myne kon vou. Ek gaan jou mis. Geliefde broers en susters, die familie het my ook gevra om name